Misschien net gelegenheid vir die jeug om uit te gaan na die sonnaskool toe. Halleluja. Goeiemôre. Môre pastoor. Op die lig. Hoor, as ek daar sê, ek glo dat dit met julle almal baie goed gaan. Dit lyk sommer uitgerus en uitgespaar na hierdie 5 kilometer. Ek het vir julle, jy kan vir julle 'n lekker hande klap gee. Ek het net gesê, kyk, ek is nog nooit in Karino nie. Maar hierdie man is al van wakker, sommer van vroeg af. En pastoor, maak baie dankie vir die uitnodiging. Namens myself en ook die Bybelgenootskap en ook die Volle Evangelie Kerk vir hierdie besonderse voorreg om saam met jou en jou vrou en julle dogter, jy weet, vanoggend saam met julle as 'n gemeente te kan kuier rondom die woord. Van die Bybelgenootskap se kant af wil ek sommer maar net begin om vir julle te sê baie dankie vir die inisiatief wat julle, jy weet, in dag gelê het om so pragtige oggend, jy weet, te deel. Dit is baie min dat jy so opkom, so vroeg op 'n Sondagoggend kry. Ek het ongelukkig nou nie saam deelgeneem as gevolg van hierdie brilpad aan my keel, maar ek is dankbaar om vanoggend saam met julle hier te wees. Ek het nog gister nie 'n stem gehad. En ek het my omtrent met al die boerderate gegooi. As my ma dit sê, dan gebruik ek dit. As my tannie dit sê, dan gebruik ek dit. Hier is ek vanoggend, en dit is my vanoggend te voorreg om saam met julle te wees. Ons hoofkantoor is in Kempton Park van die Bybelgenootskap en ek verteenwoordig dan ook die lede in Christus, die PPK, die Volle Evangelie Kerk in Noordwes, Limpopo, Gauteng en Mpumalanga. So dis my streke wat ek dan al die gemeentes besoek. Ek probeer soveel as moontlik. Dit is nou maar my tweede maand op die job. Pastoor, dis my voorreg. Dit is die tweede gemeente wat ek amptelik besoek. En vir my is dit regtig waar een blessing te ek en ook vanoggend vir my is dit 'n groot blessing om my jongste seun saam met te hê. Ek vat hom net terug Polokwane toe en dat hy bietjie in die diens kan sit. Jy weet mos, hulle luister mos maar nie altyd nie. Nou moet hy sit en luister. Hy het nie 'n keuse nie. So hy kan ook nou nie maar sê ja pa so en so nie. Hy moet nou maar net saam amen sê. Nou ja, vanoggend wil ek ook sommer net sê van die Bybelgenootskap se kant af is ons besig met die, jy weet, die druk van soveel tale vir die Bybel. Ons is juist tans besig om 'n groep koois 'n Bybel voor te skryf wat binnekort uit gaan wees. En 'n groep bo in die noorde is ons besig om 'n Bybel bykans klaar in hierdie jaar sal hy klaar wees. En soveel verskillende honderde tale wat ons die Bybel skryf. Ons het skrywers wat sit, ons het mense wat werklik in diepte met die liefde vir die woord sit om dit te skryf en ons probeer so veel as moontlik, jy weet, die Bybel in elke persoon se hand te sit. En dit is vir my amazing om na plekke toe te gaan en ek is in die volgende 2 weke in Atteridgeville wat ek 'n plaas van Bybels. En dan kom jy agter dat party mense se huise het 10, 12 Bybels wat onder die stof het. En dan is daar huise wat glad nie Bybels het nie. Dan is daar gedeeltes wat jy vind van mense die bladsye uit die Bybel uitskeer en met mekaar deel, want hulle word doodgemaak as hulle die Bybel lees. En ons is bevoorreg in Suid-Afrika want ons het feitelik vrye toegang. Ons moet eintlik vir die Here dankie sê dat ons eie plaaslike regering, ons as gelowiges so goed gesind is. Ek moet sê dat op hierdie stadium het ons werklik baie uitdagings rondom gelowiges wat doodgemaak word. Jy weet wat die Bybel lees. Jy vind dit reg oor die kontinent. Op hierdie stadium sien ek in Mosambiek en in daai dele waarvan ons sendelinge is daar werklike uitdaging waar gelowiges onthoop word.
waar woongebiede aangeval word wat gelowig is, en hulle die mans en die vrouens se koppe net onthoof. So in baie dele vind jy dat die woord waar ons dit vrylik beskikbaar het, is daar die grootste hongerte om net aan iemand 'n Bybel te kan gee. En iemand vertel ons die ander dag, hy het 'n Bybel vir 'n gemeenskap gegee en hy's daar vir 'n week en in daai week toe kom vra hom weer vir een en dan is feitelik al die bladsye uitgeskeer. En toe hy was half ongelukkig oor kom skeer net die bladsy uit, maak julle vir julle 'n zol of iets. En toe sê hulle nee, hulle deel die bladsye uit en elkeen kry een bladsy in 1 week om hom te memoriseer. Hy moet daai bladsy kan memoriseer voor en agter en dan kan hy 'n nuwe bladsy kry. Nou, ons probeer soveel as moontlik van die Bybelgenootskap Bybels plant oralste en dit is ons missie en ons visie is, jy weet dat die woord is die weg, die waarheid en die lewe. Is 'n lamp vir een en elkeen van ons. Ons het ook jy weet op hierdie stadium 'n projek wat ons mense uitnooi wat hulle ou Bybels, want almal het ek het in my huis soveel Bybels, wat ons dit heen bring en daai Bybels dan ook so uitdeel. Jy weet wat dit geen kostes dan beloop nie. Ons het ook die Bybels probeer ons in soveel drukke sit en so vinnig as moontlik en so groot hoeveelheid uit te kan kry in Suid-Afrika. Kan jy glo dat daar's dele in ons eie land wat die Bybel nog nie gehoor het nie. Ek was die ander dag bo in Wendal gewees en daar bo in van daai gebergtes bo in die noorde was daar van daai groepe mense, daai Wendals wat nog nooit eens 'n blanke vrou gesien het nie. Dit is Suid-Afrika. As jy daar bo in daai woude ingaan in die heilige woude, dan besef jy ons is eintlik so gebless en ons lewe in so klein werk, ons besef nie eintlik wat regtig waar ook daar buitekant aangaan. En ek wil jou uitnooi en baie dankie vir die skenking pastoor van julle kant af ook met die motief om hierdie fondsinsameling te geloods het om ook so by te dra en daar's baie daar's oor die jare ek het gekyk vir dit wat julle ook bydra is amazing. Baie dankie. Mag Here julle ook ryklik seën. Ek dink julle as 'n gemeente kan vir julleself 'n lekker hande klap gee vir hierdie besondere woord. Ek wil vanoggend net na die woord toe gaan en ek wil so kortliks net iets met julle deel en pastoor begin my nog so 'n oombliekie om die woord met julle te deel want ek weet dis nagmaal en ek weet mensies gaan vanmiddag die skoene uitskop en 'n bietjie gaan rus. So horisontaal beweeg die teenwoordigheid van die Here in, jy weet. Nou ek kyk na 'n gedeelte in die woord en ek wil vanoggend vir een en elkeen van julle sê, besef hoe besonder mooi aan mekaar geweef is jy as man en as vrou. En dat jy ook sal besef in hierdie dag en uur waar daar soveel uitdagings daar buitekant is, dat jy en ek is gebore vir meer. Of ek in Cullinan bly, of in Ryds bly, of in Pretoria Oos bly, ek het my deel vir sendingwerk gedoen 2 weke gelede toe my huis leeg gesteel. Toe ek by my huis kom, toe is my huis leeg gesteel. Toe sê ek nog vir myself, ek het nou my deel vir sendingwerk gegee vir 2025. Ek het nou genoeg klere en meubels en alles gesaai. Want my huis was feitlik leeg gewees. Nou ons het behoefte, ek het agtergekom, ek bly hier, sit hom net die ander kant in die Wilgers. En toe het ek besef, ander mense het lyk my TV meer nodig as wat ek hom het, en my skoene meer nodig, en my klere. Daar's behoefte daar buite en daar's slegte goed wat gebeur met goeie mense en goeie goed wat met slegte mense gebeur. En baie keer verloor ek en jy ons identiteit, ons verloor wie ons is in Christus Jesus as gevolg van omstandighede. En ek wil vanoggend by jou kom stil staan, kortliks om vir jou te sê dat jou situasie wat jy tans in is, wat jy deurgaan en jou omstandighede, dit definieer nie wie jy is nie.
Jy is meer as jou toestand. Jy is meer as daai siekte. Jy's meer as daai armoede. Jy's meer as die teleurstellings. Jy's meer as daai seer opgebreekte verhouding. Jy's meer as daai egskeiding. Jy's meer as daai geliefde wat jy in die dood afgestaan het. Ek kyk na Elia wat die Here so in 'n area geplaas het tussen twee konings wat moes die volk lei en ek dink aan Agab en Isebel en ek dink dat hulle het 'n opdrag gehad, maar hulle is ver van God af. En partykeer is mense besig met God, maar nie met God nie. Hulle is daar, maar hulle is nie daar nie. En moet God iemand anders te bring. En wat vir my so vanoggend so inspirerend was, is om te sien die verskil wat julle op die markplein doen. Jy weet, pastoor, ons kan mekaar warm preek in die kerk. Ons kan halleluja en amen op al die liedjies, maar waar die pop op die venstryk is ek en jy maandagoggend daar op die highway is en jy sit met 'n papwiel of jou kar breek langs die highway. Kom aan, dit lyk of dit nie by julle gebeur nie. En weet jy, stap in die huis en hy's leeg. En jy sê vir jouself, heerlikheid, dit is nou nie 'n lekker shot hierdie gewees. Moet ek nou lag of moet ek huil, jy weet? En dan moet jy opstaan en jy moet realign en jy moet refocus en jy moet aangaan. Jy het nie 'n keuse nie. Hierdie lewe vra van ons soveel. Daar's soveel uitdagings in hierdie dag en uur. Ons het nou werkersdag gehad, maar ek dink hulle gee die mense af op werkersdag, maar die helfte moet nog steeds werk. Jy weet, en terwyl dit werkersdag is om dankie te sê of om te dink aan werkersdag, is mense vasgevang in vrees oor hoe betaal ek my paaiemie? Hoe sit ek kos op my tafel? Hoe's my kaste? Daar's nie groceries in my kas. Kom aan mense, ek dink ons moet partykeer op 'n plek kom om ons mombakkies af te kan haal en vir mekaar te kan sê en ek wil vanoggend is dit nou maar die baie. Ek moet dit word warm hier, so die pastoor preek hierdie kerk in klas. Hulle met die baie gaan sit. Partykeer dan dink jy net, ons sit almal in 'n drukgang van omstandighede. En ons smaal, maar eintlik dra ons mombakkies, want agter hierdie mombakkie is daar soveel uitdagings en seer wat ek wegsteek. En as ons net by 'n plek kan kom en ek het die ander aand vir 'n groep mense gesê, is okay om nie okay te wees nie. Amen. Ek dink ons het so ver weg beweeg as Christendom om 'n lewe te wil lei dat mense te bang was om kerk te kom, want ek pas nie in nie. Want almal lyk so heilig, hulle steek hulle handjies op, dit lyk so palmtakkies. En ander is net besig gesê, ek is te bang as ek hulle opsteek, kan breek hierdie takke, pastoor. Jy weet, ons lewe in 'n tyd met uitdagings. En in hierdie gedeelte wat ek sien, was daar Baal en Astarte afgode gewees. En die hartseer is dat die kerk het dit ingebring. Mense wat God moes eer, mense wat die pad moes stap, het wegbeweeg van God af. En God moes 'n man oprig met die naam van Elia om weer orde te kom skep. En God wil vandag my en jou gebruik in 'n stikkende verlore wêreld. Daar waar die pop op die venstryk en as Eskom aan is, dan is daai hele plek geel van poppel. Ons hoop maar hy's af dan. Maar die poppel stryk die fan in ons huise baie keer. Dinge gebeur. En ons moet vandag tog maar met mekaar eerlik wees en dan kom hierdie profeet en dan was hierdie geweldige droogte tydperk wat hierdie profeet gesê het dit gaan nie reën nie en dit het nie gereën. Ek wil vanoggend vir jou sê, dit het tyd geword dat ek en jy weer besef die krag oor die woorde wat uit jou en my mond uitkom. Ek en jy het sintuiglike wat ons sien, wat ons ervaar, wat ons observeer. En God wil hê dat ek en jy as man en as vrou weer onsself posisioneer in 'n plek van lofprysing en aanbidding, dat ons weer by 'n plek sal kom dat ons 'n lewe sal spreek in ons situasies. Ek kyk hierna om en dan profeteer Elia dat die reën kom. En God het vir Elia gesê om Agab te konfronteer, want hy wil reën stuur na hulle land toe wat met droogte getuister word. Maar God eer
in hierdie dag en uur manne en vroue met gehoorsaamheid. Man en 'n vrou met integriteit. Ek sê die ander aand, wat is integriteit? Dit is daar waar jy alleen is, waar niemand jou sien nie, wat jy mee besig is. Dis integriteit. En God beloon gehoorsaamheid. En ek wil jou as Boeta en Sissa vanoggend uitdaag in julle lewens om gehoorsaam te wees aan die woord van God. Ek dink as ek en jy net kan besef die beloftes wat die woord vir ons inhou. En ek sê dit soveel keer, want ons het ons slimfone, ons het ons tablette, ons het rekenaars wat ons die Bybel kan aflaai. Ek geniet nog om die Bybel fisies te lees. Want daai fisiese het vir my, dit is asof dit met my persoonlik praat. Ek kan hom inkleer en ek kan hom memoriseer. Ja, dis alledaags wat jy in die kantoor is en jy uitdagings het, is daai slimfoon mos nou tog te lekker om te kan gou 'n stukkie te lees. Maar ek wil jou uitdaag om die woord naby in jou te hou. Jy sien, die woord hou vir jou en my beloftes. Dis die identiteit van God. Daarin is die identiteit. Dis die hart van God wat hy met Stefan kom deel om vir my te sê wanneer ek moeg is, wanneer ek oorlaai is, wanneer ek seer het, wanneer ek dit vat, is dit asof Vader met myself praat. Homself aan my kom openbaar in my daaglikse situasie. Daarom moet ek en jy weer die liefde ontwikkel vir dit. Ek kan hierdie gedeelte gou vir jou lees in 1 Konings 18. Hy sê, toe sê in vers 41, toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van die karamel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig is in sy knie gesteek. En daarop sê hy vir sy dienaar, klim tog op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer 7 maal. En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op en sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart en die wolke en wind en 'n groot reën het gekom. En Agab het op sy wa geklim en weggetrek na Jesreel. Maar die hand van die Here, wat is so mooi, sê, maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop en in die rigting van Jesreel. Jy weet, my grootste begeerte in my lewe in 2025 is om nie te mis God se plan en God se doel vir my lewe nie. Ek het dit aan die begin vir jou gesê, jy's besonder en jy's uniek. Jy sê, hoekom is ek hier, waarom is ek hier, waarom is ek op pad? Ek wil vir jou sê, ek dink die hartseerste van die hartseerste is as 'n man en 'n vrou net lewe om op pensioen te gaan. Iemand net leef om oud te word en af te tree, om in 'n huisie te gaan bly by die see. God het 'n plan, God het 'n doel. En ek wil vanoggend vir jou sê, dat om dit te kan ontdek, kos dat jy tyd met God spandeer. Dat jy met God praat, dat jy God soek. En kyk na hierdie gedeelte met Elia, en kyk hoe hy met Agab besig is. Hy stuur daai man 7 keer. Hoeveel keer het ek en jy net, en elkeen van ons moet glo dat God wil vir my en jou iets goeds doen. En partykeer lyk dit, maar Here, waar is U? Kom ons haal ons mondbakkies en sê vir mekaar voor. Dit lyk baie keer of God nie opdaag nie. Ek praat elke dag op sosiale platforms en oralste in die land met mense. En mense, as hulle met jou alleen kom praat, sê, Pastor Stef, ek weet dit nie, hoekom antwoord God my nie? Ek weet dit nie, hoekom is daar nie 'n deurbraak in my lewe nie? En ek kyk na hierdie gedeelte, en ek raak opgewonde, want God was besig geweest sonder dat baie dit raak sien. En vir my hartseer is, Jesus is by die bad van Bethesda. Daar, terwyl hy daar is hulle so in afwagting vir die engel om die water te roer. Hulle is so ingestel op daai wonderwerk by daai bad van Bethesda, dat toe Jesus langs die bad is,
Toe sien hulle Jesus nie raak nie. Hierdie ou wil bad toe rol en hy sê eintlik vir Jesus, kom 'n bietjie in die pad uit. Ek wag nou al lank. Dis nou my beurt om 'n bietjie in die pad te kom. Partykeer is ons so met dinge van die Here besig dat ons Jesus self nie meer raak sien. Amen. En ek wil vanoggend iets sê en verskoon as ek nou dalk dit gaan sê, pastoor, maar ons het 'n groot probleem in die dag en uur dat mense het aanhangers van godsdienst geword. There's a difference between religion and relationship. Amen. It's all about relationship. Amen. Relationship bring jou nader aan Vader se hart. En daar ontdek jy sekere eienskappe en karaktereienskappe van God. En dis waar ons wil hê. En ek dink dat as ek na hierdie koning kyk en ek kyk na sy vrou, hoekom hulle wegbeweeg het, want dit het net oor hulle begin gaan. Want dit gaan nie meer oor die koninkryk nie. En dit is hoekom waar ek gaan probeer ek soveel vir mense sê, hierdie is die kerk, ons is die kerk wat daar buite op die markplein 'n verskil moet maak. Dat ons daar waar die tekiriteer tref. Iemand vra, jy weet, dan sê mense vra gaan en dan sê hy, ag so vrot sleg dankie. So tussen die vloer en die polle toe. So tussen die bottel en die etiket. So tussen die boom en die bas. Dis hoe mense voel. En daarom is dit nodig dat wanneer jy weer op 'n plek wil kom en te besef, al gebeur slegte goed, God is nog steeds gehoorsaam. Amen. God se skatkamers is nog steeds tot jou en my beskikking. Amen. En ek kyk vanoggend hierna en ek wil vir jou sê soos hierdie man van God geprofeteer het oor daai wolkies. Pastoor, is 'n tyd dat ek en jy en elkeen van ons weer oor ons omstandighede profeteer. Kan ek vir jou iets sê, kan ek iets persoonliks met julle deel? Ek het dit nog nie iewers te gesien nie. Ek stap in my huis in en ek het deur 'n paar jaar wat dinge net nie altyd uitgeloop het soos dit moet nie. En ek voel vir 'n slag, want dinge is besig om nou in plek te val. Ek sluit my deur oop en ek stap in en ek kom tot die besef dat my huis is leeggesteel. En omtrent 'n week later staan ek by Romans Pizza. Hierdie versekering nie. En ek kan my eie 'n hamer op my toon slap. En ek kyk so vir 'n persoon en ek sien die dame met Adidas stekkies. En 'n jaar gelede het hulle ook by my ingebreek. Toe steel hulle al my tekkies. En ek kyk en ek dink ek het nou verlang net nog nie 'n paar tekkies hulle los met die oudste paar. Hulle vat die mooistes, hulle los die oudstes. Hierdie keer dat hulle steel, maak hulle tot vir hulle kos in die potte en hulle was dit. Hulle raak grand. Hulle sit die vark en die messe nog so neer op. Hierdie is grand ouens in 2025. Hulle word mooi geleef. En ek staan so en ek sê vir myself, ek wil jy moet hoor. Wat ek vir jou gesê is, God ken ons harte. Amen. Al is dit die kleinste dingetjie. Ek sê, Here, ek het nou nog 'n paar broeke en 'n paar hemde en 'n paar skoene en 'n paar kouse. Maar Here, ek sê nou like om my nuwe paar skoene op nou. Klink sommer net mooi. Ek kom by my huis 15 minute later. Persoon sê vir my boodskap, kan ek jou skakel? Ek sê ja, ek vat nie gewoonlik 'n oproep nie en ek vat die oproep en die persoon sê, Here lê op sy hart, hy moet my bless, dat ek vir my gaan klere koop. Eers dink ek, lyk ek so lelik, dat die mense dit raak sien. En die volgende oomblik besef ek, die begeerte van my hart, binne in Romans Pizza, was nie 'n begeerte van geswees van, ek wil skatkamers vir goed, ek wil net eintlik Here ietsie. En die Here bless my. Dankie Here. Die Here bless my vir my 3 paar skoene kan koop. Hallo? Ek sê vir ek het gevoel soos Bruce Willis. Hy sê gaan koop vir jou wat jy nodig het. En ek sit in die kar toe ek uitry in my drive en ek begin te huil. Ek sê Here, ek mis soveel keer. Maar U is getrou in die kleinste detail. Amen.
en die begeertes van ons harte. En as ek vanoggend hier in my kar klim, dan wil ek hier weggaan, en ek hoop dit is iets wat net by jou kan bly. Is dat ek en jy weer daai droogtes in ons lewens kan wegprofiteer. Droogte in jou liggaam, droogte in jou besigheid, droogte in jou huwelik en jou finansies, daai familie. Ons het gisteraand by ma se 70ste huweliksherdenking. Ag, 70ste verjaarsdag, sy sou verskriklik nie 70 jaar oud gewees het nie. Hulle verjaarsdag gevier. En terwyl ek al vashou, te besef ek hoe bevoorreg ek is om my moeder nog by my te hê. Gisteraand toe ek terugry van 'n Dinsdag af, toe sê ek soos, Here, ons het net nie nou oomblik. En dis wat ons alles gee. En ons verloor dit baie. En vanoggend sit elkeen van ons, as ons nou vanoggend, jy weet, as ek soos ek gesê het, ons mombakkies kan afval en sê, ons het almal maar dinge. Maar hier praat die Here met hierdie man en hy sê, profeteer oor hierdie plek verreën. Vanoggend is dit ook my gebed dat ek en jy ook vandag in ons situasie in sal profeteer, lewe en oorvloed van God se seën. Want Elia het in die gees groot reën gesien en dit geprofeteer en gebid. En baie keer, en weet jy wat lees ek hier? Ek dink daai leidsman of daai werker wat die hele tyd moes afhardloop om te gaan kyk vir hy wolkie, het seker gesê, hierdie ou hoor verkeerd. So elke keer kom ek, dat's niks nie. Hy sê nee, maar gaan weer af. Jy weet, ek sien iets in hierdie persoon van in Elia se gees wat onwrikbaar is. En in 2025 moet ek en jy onwrikbaar staan op die woord. Maar alleenlik kan hierdie woord gestalte en 'n realiteit word in jou en my lewe as ons dit lees en as ons dit glo en as ons dit spreek. En ek wil vir jou sê, net soos Noag uitgelag was, terwyl hy, jy weet, soveel jare besig was om 'n ark te gebou het hy iets van God ontvang. En ek wil vanoggend vir jou sê, mense kan wat wil sê, maar as jy by God gehoor het, kan wat gebeur, kan wat om jou val, jy sal staan op dit, want dit is die beloftes van God, en daai beloftes is ja en dis amen. In jou huwelik, in jou finansies, in jou besigheid, in elke faset van jou menswees, al lyk dit of daar nog nie 'n wolkie is, die spreek en profeteer ek lewe, oor hierdie huwelik wat opgedroog het, oor hierdie finansies, al sê ander vir jou, dit het tyd geword om op te pak, ek hou vas, want dis die beloftes van God. Wat is ek en jy anders as die beloftes van God? Kom aan, hierdie regering kan ons niks bied nie. Ek wil vanaand vir jou sê, selfs ons dokters en prokureurs, die stelsels en die tyd wat niemand kan vir niemand niks bied. Ouers stel hulle kinders te leer. Kinders stel hulle ouers te leer. Kinders sit in tronke, ouers sit in tronke, ouers word met hulle kinders oplei verslaaf aan dwelms. Ek dink jy wat met die tieners werk en soveel sien, maar julle lewe was toegewy aan kinderbediening. En as ek elke keer hy stikkende harte sien, want kinders lewe van die glimlag van 'n ma en 'n pa. En as dit net nie meer daar is, ons lewe in 'n stikkende flentes wêreld. My broer is 'n skoolhoof. En hy sê vir my, die hartseer is ouers lewer hulle kinders of laai hulle kinders by die skole af en verwag die onderwysers moet hulle na die Here toe lei. Ons huise val uit mekaar uit, want ons het nie meer strukture nie, ons is nie meer gegrondves op die beloftes nie. Dit het tyd geword dat mans weer die priesters van hulle huise word. Amen. Vrouens vir hulle mans begin bid, huisgesinne die aangesig van God begin soek. En vanoggend kyk ek hierna, en omdat hy geweet het, dit is die wil van God, dat daar reën moet kom, het hy nie gewag, of het hy nie omgedraai by die 6ste keer nie. Weet jy wat vir my so mooi is in Abraham? God gee vir hom hierdie mooi beloftes. En nou word daar vir hom gesê, jy moet vir Isak gaan offer. Hallo? Ja, ek dink Sarah was moedeloos. Want hier het hulle beloftes gekry dat hulle, jy weet, daai generasies gaan wees soos die sand van die see. Ons het hierdie kind so lank van God afgebid. En nou moet ons hom offer. En terwyl hulle opgaan, vra ou Isak, hy sê, papa, hoor jy,
Waar's die lam wat ons moet offer? Waar's die ram? Hier's die mes, hier's die klippe, hier's die hout. Pa, jy bou alles hierso op. En dis net ek en jy, ek sien nie die offer nie. Hy sê God sal voorsien. Maar ek wil vanoggend iets by dit sê. Toe Abraham die kant opgaan, het God al reeds daai kant 'n ram opgestel. En baie keer net op die punt van deurbraak, gooi ons handdoek in en draai ons om. Dan word dit te veel. Ek sien in 'n man wat vashou aan God, ten spyte van ek sal my seun op die altaar. En God kyk na hom en hy sê, hoor hierso, as die ram. Ek wil vanoggend vir jou bemoedig om te sê, hou goeie moed. Ek wil vanoggend vir jou sê, op hierdie pragtige mooi dag, hou goeie moed. Spreek lewe. Ek wil vanoggend sê, as ek hierna kyk, God wil droogte breek. In elke faset. Ek kyk vanoggend en hy wil vir hulle baie reën gee. En wat vir my so mooi is, hy sê in 1 Kings in verse 41, now Elijah said to Ahab, go up, eat and drink, for there is a sound of roar, of abundance of rain coming. Ek wil vanoggend hê jy moet by 'n plek kan kom in jou lewe om te sê, Here, ek profeteer, ek hoor al die beweging van daai wolke wat bymekaar kom, van die seëninge, van dit wat U gaan doen vir ons. Ek wil vanoggend jou uitnooi dat jy sommer saam met my sal staan op jou voete. Pastoor, ek gesê ek het 'n tyd, die mense moet, jy weet, hulle moet nog gaan verder oefen vanmiddag. God gaan voorsien. Ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wil jou uitnooi, wil jy nie maar net daar vir 'n oomblik jou oë net vir 'n oomblik toemaak nie. Dankie Heilige Gees. Here, dankie dat U 'n waarmaker is van die woord. Ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wil vandag oor elkeen van julle wat hier is, kom profeteer en sê, hoor vanoggend die reën. Hoor jou toekoms. Hoor vanoggend jou uitkoms. Miskien het jy vanoggend terwyl jy hier staan, die laaste ruk net gehoor, daar is niks, daar is nie geld nie. Daar is nie hoop nie. Daar is nie 'n manier om deur te kom nie, daar is ook nie 'n bonus nie, daar is nie 'n verhoging nie. En die dogter het slegte nuus gegee, daar's geen oplossing rondom jou siekte toestand nie, daar is nie herstel nie. Jou CV is nie aanvaar nie. Daar's niks wat ek kan doen nie. Ek wil vir jou sê, hierdie woorde wil vanoggend 'n einde bring. Wil jou drome vernietig, wil jou laat opgee. Maar ek is hier vanoggend om vir jou te sê, moenie moedeloos word nie. Amen. Moet nie handdoek ingooi nie, moenie ophou droom nie. Dankie Here dat ons vanoggend in aanbidding voor U kan kom staan. Amen. Heilige God, U is waardig. Yes. Halleluja. Moet nie op 'n glo nie, want in dieselfde plek waar hulle sê daar is niks nie, wil ek vanoggend vir jou sê sal daar oorvloed wees. As jy vanoggend, en ek wil vir jou sê, hoor my vandag, jou oorvloed is net na daai niks nie. Waar daar gesê word daar's niks nie, jou oorvloed is op daai punt. Your abundance is just behind nothing. Dankie Here dat ons vanoggend so voor U kan stil word. Amen. Ek wil vir jou vra, daar waar jy staan, as daar iemand is wat sê, Stef, bid net saam met my, ek gaan nie vra om vorentoe te kom nie, maar bid net saam met my, hier's 'n droogte tydperk in enige area wat ek opgenoem het vanoggend, en jy sê, ek het net vanoggend 'n wonderwerk in my lewe nodig. Wil ek daar waar jy hand opsteek, wil ek sommer maar net saam met jou stem vanoggend vir jou deurbraak. Hier's hande wat opgaan. Dankie Jesus. Dankie Here, dankie vir hierdie hande wat opgaan. Here, U sien daai behoefte, U sien daai seer, U sien daai trane, U sien daai bekommernis vanoggend. En terwyl ons hande so uitsteek, Here, steek ons hande nie na 'n prediker toe nie. Ons steek ons hande nie na mekaar toe uit nie. Ons steek ons hande vanoggend na U toe uit, Here.
Want vir lank het ons daai wolk dopgehou en niks het gebeur nie, maar vanoggend staan ons op die beloftes. Vanoggend staan ons op die deurbraak oomblik. Ons wil vanoggend dankie sê terwyl elkeen van ons behoeftes so voor die op, Here, kom ons en ons sê, ons profeteer lewe. Ons profeteer deurbraak en genesing en voorsiening in U naam, o Here God. Here, daai vorige dag het Baal profete gesneuwel, want daar is net een lewende God. En terwyl ons vanoggend in hierdie gebou staan, erken ons daar's net een lewende God. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Dankie Here, dat al gaan ek deur 'n dal van doodskade, voel dit of ek in 'n vuuroond sit, so Sadrag, Mesach en Abednego. Here, die hare op my lyf sal nie skroei nie, want U is met my. Here, hier's mensies wat vanoggend hier sit, Here, wat in voel, hulle is in 'n leeukuil van omstandighede. Dankie dat U daai bekke van 'n leeu sluit. Dankie vir oggend, Here, dat the thunder is rolling. Here, die reën is besig om aan te kom. Ons staan vanoggend, ek wil vir jou vra, wil elkeen van julle maar net jou hande uitsteek en sê, Here, ek wil vanoggend dankie sê vir die seën van die Here. Dankie vanoggend as 'n gemeente dat ons na U toe kan kom, Here. Dankie dat ons vanoggend dit kan vat, daai beloftes, wat ja en amen is. Dankie dat ons vanoggend ons deurbraak kan vat. Ek vat vanoggend as man, ek vat as vrou, in autoriteit, Here, die gesag wat aan ons gegee is, om te proklameer lewe oor droogte. Ons staan vanoggend saam in hierdie gemeente op U beloftes, Vader. U is die begin en U is die einde. Vir elke man en vrou wat vanoggend so staan met hulle hande uitgestrek na U toe, soos kom Skepper Gees, kom vul ons met U Gees. Dankie dat ons vanoggend daai droë beendere, daai droë omstandighede en situasies aanspreek. Here, daai laaste wolkie het hy gesê, dit is so groot soos 'n hand, toe sê hy, maak julle reg, hardloop, die reën is op pad. En vanoggend wil ons dankie sê, dat dit is op pad. Ek hoor dit in my geestesoog, dit is op pad, Boeta. Sussie, ek wil hê jy moet vanoggend terwyl jy so staan in gebed, wil ek hê jy moet jou ore oopmaak om in die gees te sê, Here, ek hoor hoe my kinders tot inkeer kom. Ek sien in my geestesoog verandering. Ek sien herstel, ek sien deurbraak. Ek wil vanoggend vir jou bid wat moedeloos is, wat moeg is en wat oorlaai is, wat sê, Stef, ek kan net nie meer. Ek bid vir jou vir krag en sterkte. Ek bid vanoggend vir omhelsing van God met sy Heilige Gees krag. Sodat jy sal weet dat jy's nie alleen nie. Al gaan jy deur daai dal, al voel jy alleen, al beleef jy 'n koudheid in jou gees, 'n koudheid in jou verhouding. Dankie Here vir U Gees. U woord wat ja en amen is. Ons staan daarop. Here, Openbaring 3 sê, staan by ons deure en U klop. What a gentleman. Dankie dat U, Here, U nie afdwing nie, maar ons open vanoggend ons harte om te kom sê, Here, kom en vul ons. Ons nooi U in. Ons maak U nommer 1 en in beheer van ons omstandighede en situasies. Here, ons wil as 'n gemeente kom. Ons wil sê daar's niemand soos U nie. Daar's niemand wat opgemeet kan word aan U nie. Heilig is U, o Here God. U is die koning van ons harte. U is die soetroos van Saron. U is die blinkmôre ster. Here, kan ek opgaan in die hemelruim? Sal U daar vind? Sal ek afgaan, Here, in die diepste van hierdie aardkors, ons sal U daar vind. Op die bodem van die see, ons sal U daar vind. En die Gees is vanoggend tasbaar teenwoordig ook in hierdie kerk. En terwyl ons so, Here, vir mekaar opbid, wil ek vir ons hartespaar kom bid. Dankie dat ons as 'n gemeente vir Pastoor Maak en sy vrou en hulle dogter na U toe kan bring, Here.
wat vir soveel jare hier getrou die evangelie ook so bedien. Here, mag U hom versterk. Mag ook die begeertes wat hy, Here, vanoggend profeteer oor, mag dit tot vervulling kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, vanoggend was daar 'n gees, 'n atmosfeer op hierdie terrein van opgewondenheid. Opgewondenheid om te gaan stap, sodat ons in iemand se hand 'n Bybel kan plaas. En vanoggend wil ek dankie sê vir hierdie saad. Here, 1000voudig. In elke man en vrou se hart en se lewe. Ons eer U vanoggend. Dankie. Dankie dat ons weet, Here, U tyd is die beste tyd. En Here, ons is nog nie waar ons wil wees nie, maar ons is daarom nie meer waar ons was nie. Ons bring aan U die eer. Ons wil vanoggend sê, U is die beste. U is die beste wat met ons kon gebeur het. En ons gee aan U die lof en die eer daarvoor. In Jesus se naam. Amen en amen. Kan ons Here lofoffer gee terwyl hy sit plek. Halleluja. Baie dankie daarvoor. Baie dankie. Dankie vir die uitnodiging weer eens. Uit my hart het ek waardeer dit. Die hele gasvryheid ook. Baie dankie. Pastoor Stef, dit was 'n wonderlike woord, tydige woord, maar ook 'n woord wat ek glo vir elkeen vanoggend bedoel was. Yes. Baie dankie. Ek wil voor ons voortgaan net vir Juffrou Senel, waar sit sy? Vra